Daar's hy. Is julle reg vir die woord vanoggend? Great, altyd 'n voorreg om tyd te spandeer in die woord. Nou ons is besig met ons reeks His Glory, Our Story. Ons het 'n paar keer hierdie jaar al gesê, laat dit net so 'n bietjie insink. Laat die gedagte net so 'n bietjie insink dat God sê sy heerlikheid is die storie van jou lewe. Dis amper te veel om te verwerk. Daar's tye wat ek my bevind met sulke diep geestelike openbarings. Baie keer dink ek daaraan dat 1 Korintiërs 2 sê dat die gees van God wat die dieptes, die rykdom van God ken, dis die gees wat binne in my woon. Dis amper te groot, te veel vir jou om te verwerk. So, His Glory, Our Story, Jesus wat ook gebid het en gesê het, Vader, dieselfde heerlikheid wat U aan my gegee het, gee ook vir hulle. Dis God se plan. En dis waar ons aan hierdie jaar tema kom. Dis ook waar Doxadayo begin het met Habakuk 2 vers 14, 30 jaar terug of amper 30 jaar terug wat sê God se plan reg deur die Ou Testament. Sien ons dit hoe die profete dit aankondig. Hy wil die hele aarde vul met sy heerlikheid. Nou laas naweek het ons begin met hierdie reeks en ons het gepraat en ons het dit hierso geïllustreer dat dit so belangrik is om Jesus in jou lewe te sien as gesalfde koning. As jy Jesus, een van die ander dinge wat Jesus wel is, as jy dit die main thing maak, dan raak dit 'n reduksie, dit raak iets van 'n redusering van dit wat God wil doen, maar as gesalfde koning wat op die troon sit, wat mag het oor alles in die hemel en op die aarde, wil hy alles vul met sy heerlikheid, en daarom is dit so belangrik om hom te sien en om te ken as koning. Nou vanoggend gaan ons aangaan met daai tema, maar ons gaan so 'n bietjie aansluit, en ons gaan vanoggend praat oor hierdie koning se heerlikheid, hierdie heerlikheid wat hy vir ons wil gee. So vanoggend wil ek gou vir jou vra vir 'n oomblik, net daar waar jy sit, ek gaan die eerste deel van ons woord vanoggend gaan ek so 'n bietjie lering gee oor iets, so ek hoop julle is lekker wakker, want dit gaan so 'n bietjie lering wees, en in die tweede deel gaan ons sê, hoe pas ons dit toe in ons lewe? So ek wil vanoggend vir jou die vraag vra, wat is die beeld wat by jou opkom? Wat is die gedagtes wat by jou opkom as jy dink aan die konsep of aan die woorde, die heerlikheid van God? The glory of God. Wat se beeld sien jy? Wat hoor jy? Wat dink jy? Miskien, ek wil nou nie vanoggend vir jou voorbeelde gee van wat jy dink nie, want ek wil dit spasie gee dat ons daaroor kan praat. Maar wat kom by jou op? Miskien is dit 'n beeld, miskien is dit 'n woord, miskien is dit net 'n gedagte, miskien is dit 'n storie. Nou ek wil vanoggend ook begin met 'n storie van iets wat werklik gebeur het. Daar's 'n Amerikaanse teoloog, Amerikaanse prediker met die naam van Dallas Willard. En Dallas Willard het in die 90er jare in Suid-Afrika kom bedien, en toe het hy weer kom bedien hier in 2010 rond, ek dink daar in Durban se wêreld, en hy stap toe op 'n stadium by 'n NG Kerk in. En uit die aard van die saak is hy Engels. En toe hy instap in hierdie kerk, sien hy die kanselkleed, en die kanselkleed sê, Jesus is Here. Jesus is Here, dis wat op hierdie kanselkleed hang. Maar natuurlik is hy Engels, en hy lees dit as, Jesus is here. En hy vra toe vir die ouens sekerlik, maar hoekom sit julle as Afrikaanse gemeente Engelse woorde op julle kanselkleed? Jesus is Here. Hulle verduidelik toe vir hom, nee, dis nie wat daar staan nie, daar staan eintlik Jesus is Lord. Jesus is Here, en in daai oomblik beleef hy 'n groot oomblik, want hy sê, dit is presies die evangelie. Jesus, hierdie Jesus wat ons aanbid, hierdie Jesus waaroor ons vanoggend by mekaar is, hy is Here. Jesus is Here, maar hierdie Here wat koning is, Jesus wat Lord is, ons sê altyd in Doxadayo, he is Lord of all, or he is not Lord at all. Dis ook so belangrik om hom te sien as koning. Hierdie Jesus wat Here is ook die Jesus wat is gelyk aan is, Jesus is Here. En daar som ons eintlik 'n groot deel van die evangelie op. Dis hierdie koning wat gekom het, wat sy lewe gegee het, 'n anderste tipe koning, en hy is nou hier. Is dit nie hoe hy aangekondig is deur die profeet Jesaja nie?
eerste naam wat die profeet Jesaja gee is, hy sê, hy gaan kom, hy gaan Immanuel wees, he's gonna be Jesus is here. Dus ons volgende praat oor die heerlikheid van God, wil ek jou help om dit te verstaan. Eerstens is Jesus Here, nee, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, sê die Hebreërs skrywer, en hy is gekroon met eer en met heerlikheid. Dis wat heerlikheid is. As jy na Jesus kyk, sien jy die heerlikheid van sy koningskap. Dan sê die Bybel ook vir ons, en ons gaan vanoggend baie daaroor praat, sê die Bybel vir ons uitdruklik, dat die heerlikheid van God, the glory of God, wanneer ons oor dit praat, is dit niks anders ook as sy teenwoordigheid nie. Is lekker om te leer, nee. Is maklik, is lekker, nee, om goed te kan verwoord. So wat is die heerlikheid van God? Die heerlikheid van God is, hy is Here, hy is koning, hy is met eer en heerlikheid gekroon, maar die heerlikheid is ook sy teenwoordigheid. En vanoggend 'n stuk lering oor dit, ek wil jou help om dit vanoggend te sien, want heerlikheid of glory kan daar iets ver wees, nee. Dit kan iets wees wat ons daar sien en dit lyk soos 'n huis of dit lyk soos 'n ek dink een van die beelde wat by jou kan opkom is amper soos hierdie rookmasjiene wat hierdie rook opstoot en dit lyk heerlik, dit lyk magical. Maar hoor 'n bietjie vanoggend, ons gaan so tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament gaan. Hoor gou wat sê die skrif oor die heerlikheid van God. Ons begin daar in Exodus. Dis sommer net een van baie voorbeelde. Exodus 24, 16 en 17. Die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï vertoef en die wolk het die berg 6 dae lank bedek. Die Here het op die 7de dag uit die wolk na Moses geroep en die heerlikheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n verterende vuur op die kruin van die berg. Dit lyk nogal soos 'n smoke machine en alles. Nee, hier is die heerlikheid van God. Dis op die berg, dis soos 'n wolk en dan op die 7de dag dan roep God na Moses. Dis ook in hierdie gedeelte wat hy dan vir hom die 10 gebooie gee, nê? En dit lyk soos 'n verterende vuur. So wat sien ons hier? Ons sien hierdie heerlikheid, maar wat is hierdie heerlikheid? Dis God se teenwoordigheid. Moses is in God se teenwoordigheid en hy's tot so 'n mate in sy teenwoordigheid dat God op 'n stadium hom in 'n rotsskeer moet wegsteek. Want Moses vra vir God, hy sê, wys vir my u heerlikheid. En God sê vir hom, jy sal my van die agterkant af sien, verby beweeg. Want niemand kan God sien en leef nie. Nee, maar Moses kom af van hierdie berg en ewe skielik sê die volk vir hom, dim your lights. Dim your lights, want hy skyn van die heerlikheid. Jy het gesien as ligte opbraai is, as mense van vooraf kom en hy ligte is opbraai, ek raas gereeld met my vrou daaroor, want sy vergeet om hy ligte te dim your lights. Jy brand die mense se oë uit, en is nog erger hiervan in 'n spieël, die triespieeltjie van die kar. En Moses skyn, hy was in die teenwoordigheid van God, hy het gevra vir die heerlikheid van God. Hier sien ons, sommer in Exodus, die heerlikheid van God is die teenwoordigheid van God. Hoor hoe mooi sê die Nuwe Testament dit, Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord met 'n hoofletter W, dis Jesus. Die woord het vlees geword, onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. Hy kom woon, en toe hy kom woon, toe hy teenwoordig is, toe sy heerlikheid daar, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Hebreërs 1 vers 3, ons kuier baie in hierdie tyd in die Hebreërs, die boek Hebreërs 1 vers 3, wat nou gesê het, God praat in die laaste tyd, deur die seun. Hier sê Hebreërs presies wat Johannes 1 sê, hy sê, hy is die uitstraling van God se heerlikheid, die ewebeeld van sy wese. Hy het gekom, Jesus was teenwoordig en hy het hierdie heerlikheid uitgestraal. So ons sien ook hier met Jesus se koms, dit hou direk verband met God se teenwoordigheid en sy heerlikheid, maar nou word dit naby en direk deur mense gesien. As Jesus gesien het jy God gesien. As jy sy heerlikheid gesien het jy God se heerlikheid gesien. Nou nog so 'n bietjie voorbeelde. In die Ou Testament kry ons die woord kabod.
vir God se teenwoordigheid, maar dit het beteken die gewig van God se heerlikheid, die gewig van God se teenwoordigheid. So daar's klomp voorbeelde van waar die gewig van God se teenwoordigheid was. Nou die volk van God het dit beleef, alhoewel dit op 'n afstand was, want God se storie en sy plan was nog altyd om by die mens te woon. Nou ek sê altyd om die maklikste manier om Kabod te verstaan is as jy gaan kyk na die storie van Eli, die hoëpriester se skoondogter. Hy het 'n skoondogter gehad, hy het 2 seuns gehad, Pinias en Hofni, en op 'n stadium is daar oorlog teen die Israeliete, en op daai stadium word die verbondsark weggevat deur die Filistyne, die verbondsark waar die God se teenwoordigheid in die tabernakel, in die allerheiligste was. En hulle vat hierdie verbondsark weg. En toe dit weg is, toe sê hierdie vrou, of toe gaan hierdie vrou in kraam in, en sy gee geboorte aan 'n seun, en sy noem hierdie seun nie Kabod nie, maar Ikabod. Want sy sê, die gewig van God se teenwoordigheid het ons verlaat. Dis 'n verskriklike naam, ek is so bly my naam was nie Ikabod nie. Dis Ikabod, dis mos wat ons sê, nee, in Afrikaans ook is Ikabod, dis klaar. Sy sê die gewig van God se heerlikheid, die teenwoordigheid, hierdie verbondsark is weg. Dan kom ons in die Nuwe Testament in die Grieks, dan kry ons die woord doxa, vir heerlikheid, en ek is so die Here ewig dankbaar dat ek deel kan wees van 'n gemeente wat se naam doxa is, doxadeo, die heerlikheid, the glory of God, en nou beteken hierdie heerlikheid meer as net 'n gewig. Dit beteken die openbaring van God se teenwoordigheid deur Christus. Wow. Die openbaring, as iets oop is, kan almal dit sien. Die openbaring van God se teenwoordigheid nou deur Christus. Okay, kom ons gaan nog so 'n bietjie aan. In die Ou Testament was daar elemente, daar was rituele, daar was dinge gewees, daar was simbole gewees van God se teenwoordigheid, maar dit was nog nie heeltemal geopenbaar nie. Ons het nou byvoorbeeld gepraat oor hierdie vuur en die wolkkolom op die berg Sinai. Daar was die volk wat uit Egipte uitgetrek het, toe gaan die wolkkolom en die vuurkolom saam met hulle, nee. Toe kom hulle by die plek en die geleentheid waar hulle die tabernakel moet bou, en in die tabernakel was daar die allerheiligste, daar was die verbondsark met 2 gerubs en 'n klomp elemente, daar was God se teenwoordigheid gewees, en uiteindelik word die tempel mos nou gebou, en by hierdie geleentheid kom die heerlikheid van God, die kabod van God, en dit vul die tempel tot so 'n mate dat die priesters nie kan staan om hulle dienswerk te doen nie. En God se teenwoordigheid is daar in die allerheiligste, maar dis net in die allerheiligste. Dis net in daai spasie. Nou as ons gaan kyk na Hebreërs, dan sien ons in Hebreërs 9 'n klomp van hierdie goed. Hebreërs skrywer verduidelik in hoofstuk 9 terug na al hierdie elemente van die tabernakel en die tempel toe, want hy wil iets vir ons sê. En dis waar ons vanoggend wil by uitkom, nee. So, ons het reeds gesê, in hierdie tabernakel was daar klomp dinge, nee. Daar was die heiligdom, die voorhof, die heiligdom, dan die gordyn en dan die allerheiligste. So die priesters het dienswerk gedoen. Daar was allerhande simbole. Daar was die goue kandelaar gewees, ons sien vanoggend hierdie mooi simbole en elemente hierso ook. Daar was die brandofferaltaar, die reukofferaltaar, en dan kom ons in die allerheiligste met die verbondsark. En dan sien ons, in die heiligdom doen die priesters, doen hulle dienswerk. Hulle vervang die toonbrode, die tafel met die toonbrode, hulle bring hierdie offers, reukoffers, diereoffers, daar's 'n klomp goed wat hulle doen, en dan op die versoeningsdag, 1 dag in die jaar, gaan die hoëpriester dan in, deur daai gordyn, en dan bring hy die offer vir die versoening van die mense se sondes voor God. En dan sê die Hebreërs skrywer vir ons, al hierdie simbole, al hierdie rituele, al hierdie elemente het gewys na iets toe wat sou kom. So hierdie rituele het die gewete, sê Hebreërs, nie volledig gereinig nie.
Dit het nie volledig skoon gemaak nie. Dit het nog nie volkome dinge reggestel nie. Dit het vooruitgewys na die regstelling wat deur Jesus, die gesalfde koning, sou kom om die doxa, die openbaring van God se teenwoordigheid te bring. So ek wil jou vra, gaan lees Hebreërs 9, gaan lees van al hierdie elemente. Vanoggend is hier van hierdie elemente ook op die tafels, die nagmaaltafels. Dan kom ons by hoofstuk 10. En in hoofstuk 10 is dit asof iets drasties gebeur. En ewe skielik sien ons iets anders oor God se teenwoordigheid. En ek wil dit vanoggend vir jou lees. Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot 23. Ons gaan dit lekker stadig, aandagtig deurlees. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus, om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en 'n lewendige weg. Dis lewendig, wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart in volle geloofsversekerdheid. Dankie vir hierdie skrif in die Bybel. Met volle geloofsversekerdheid, met ons harte besprenkel, vry van 'n slegte gewete. En ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. In Hebreërs 10 is daar radikale verandering wat God se teenwoordigheid betref. En hierdie radikale verandering is omdat Jesus hier is. Jesus wie hy is, die vlekkelose lam en wat hy gedoen het. Want hierdie koning wat kom, ons laasweek daar baie daaroor gepraat, hy's 'n anderste koning. Hy's 'n koning wat kom, hy gee sy eie lewe, hy betaal die volle prys vir sonde, maar saam met dit oorwin hy die mag van die bose, hierdie battle wat aangaan oor die mens. Hy oorwin daardie mag en hy maak God se teenwoordigheid vir die mens weer 'n werklikheid. Dit wat die mens gemis het, hamartia, hy het die doel gemis. Die doel was die mens verenig in eenheid met God, geskaap in sy beeld, gelykenis om te heers. Die mense het dit gemis. Hy was weg van God se teenwoordigheid. Dit was daar onder hulle in die Ou Testament, maar dit was daar een kant, net een hoëpriester. En as daar sonde was ensovoorts, het jy daar ingegaan, jy het 'n tou om jou voet gehad en jy het dood neergeval. So daar was ook 'n element van vrees en van bang wees. En hier kom die Hebreërs skrywer en hy sê, daar's niks meer bang nie, daar's niks meer vrees nie. Julle kan met vrymoedigheid kom, want hierdie groot koning, hierdie hoëpriester, het nou 'n volledige werk gedoen. So daar was 'n oomblik, onthou julle dit. Ons is op pad na Paasnaweek toe, dis wat ons elke jaar oor fees vier. Daar was 'n oomblik toe Jesus aan die kruis hang. En toe hy aan daai kruis hang en die werk klaar gedoen is, toe roep hy dit uit en hy sê, dit is volbring. En in daai oomblik sê die skrif vir ons, toe hy daai woorde uitroep, tetelestai, dit is volbring, toe gebeur daar iets met hierdie simbole. Daar was 'n gordyn gewees, 'n dik gordyn in hierdie tempel. By daai stadium lyk dit was die gordyn so 9 meter by 9 meter groot. Dis nogal groot, nê. Dis 'n dik gordyn, fyn geweef, 10 centimeter dik. En dit was die gordyn wat die allerheiligste afgeskei het, wat mense nie toegang gegee het tot die teenwoordigheid van God nie. En in daai oomblik toe Jesus sê, dit is volbring, toe skeur daai gordyn middeldeur en ewe skielik is God se teenwoordigheid daar. 'n Openbaring van God se teenwoordigheid deur Jesus Christus. En daai oomblik wat Jesus sê, dit is volbring, verander die geskiedenis vir eens en vir altyd. Daar breek 'n tydperk aan, 'n tydperk van die laaste koning. Jesus is Here en Jesus is here. Hoor wat sê die Hebreërs skrywer in hy hoofstuk 10. Ons het dit reeds gelees, gaan net vir jou weer uitlig. Hy sê, hy het vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg geopen. Die Bybel is dan maar spesifiek, deur die voorhangsel heen.
Hoor hoe gebruik hy daai beeld. Hy het vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg geopen deur die voorhangsel heen. En daarom weet ons, Jesus is Here en Jesus is Heer. En ons kan nou met volle geloofsversekerheid en vrymoedigheid leef. Nog iets incredibles van die skrif, vers 35. Hierso praat die Hebreërs skrywer met ons. Hy sê ons was nou in hoofstuk 9. Hier was al hierdie goed wat vooruitgewys het na Jesus toe, maar dit kon nie alles regstel nie. In Hebreërs 10 skeer die voorhangsel en hoor wat sê hy dan? Hy sê in vers 35, en hier kom die toepassing vir vandag. Hy sê, julle moet dus nie julle vrymoedigheid prys gee nie. Dit hou 'n groot beloning in. Wow! Hoor hoe moedig hy ons aan. Hy sê, julle moenie hierdie vrymoedigheid van julle, dit wat God vir julle bewerkstellig het, hoekom julle nou vrymoedigheid kan hê van Jesus is Heer, hy's hier by julle en hy's koning, moet dit nooit prys gee nie, want dit hou 'n beloning in. In my woorde vanoggend, die Hebreërs skrywer sê vir ons leef nie meer in Hebreërs 9 nie. Hebreërs 9 was belangrik, want dit is deel van God se storie wat hy vir ons vertel. Maar ons leef nie meer in die realiteit van Hebreërs 9 nie. Ons leef in die realiteit van die een wat vir ons 'n nuwe en lewende weg geopen het, sy oorwinning as koning. Ons leef in hierdie realiteit en dit is ons vrymoedigheid. Hy het dit gedoen. Dit is volbring. Daarom kan ons dit nooit prysgee en weer teruggaan na iets anders toe nie. Die kwaaiste boek, ek noem dit die kwaaiste boek in die Bybel, is Galasiërs. In Galasiërs 3 vermeng hulle weer die wet, hulle vermeng weer die ou elemente met dit wat Christus gedoen het. Dan sê Paulus vir hulle, wie het julle getoer? Wat gaan aan met julle? Hoekom is julle deur mekaar? Ons kan nooit weer hierdie vrymoedigheid prysgee nie. En dit is volgend en in hierdie reeks ons woord. God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid is nou my en jou lewensstorie. His glory, our story. Jesus is Here. Hy het die mag van die dood oorwin. En daai tyd het hulle gesê, Caesar is Lord. Maar nou is dit, Jesus is Here. Jesus is Lord. Hy het die oorwinning behaal, sodat hy volledig, die doxa, die openbaring van sy heerlikheid by ons kan wees. En ons mag, en ons kan, en ons moet nooit dit prys gee nie. God se teenwoordigheid, hy het alles gedoen, hy het hierdie prys betaal, dis kom ons vanoggend nagmaal kan gebruik en wil gebruik, omdat hy alles gedoen het, sodat sy teenwoordigheid weer by ons sal wees. Volgend iets prakties oor dit, hoe ervaar ons God se teenwoordigheid prakties? As hy sê, die Hebreërs skrywer sê, moenie hierdie vrymoedigheid prysgee as beloning in, dan nooi hy ons dit na God se teenwoordigheid toe. Maar hoe ervaar ons God se teenwoordigheid prakties? Ons weet, dis nie meer iets wat ver is nie. Ons weet, dis iets wat nie meer kom en gaan nie. Ons weet, dis iets waarvoor ons nie 3 ure lank hoef te worship voor ons dit ervaar nie. Dis nie iets wat ons deur 16 lae plafon moet bid om tot by hom te kom nie. Jesus is hier, moenie daai vrymoedigheid verloor nie, maar hoe ervaar ons sy teenwoordigheid prakties? Ons weet, daar's kere wat ons God se teenwoordigheid, ek wil amper sê, meer tasbaar beleef as ander kere. Nou vanoggend wil ek 1 of 2 illustrasies gebruik om dit met jou te deel. Het jy al agtergekom dat as jy miskien in 'n kring sit, dan is jy bewus van die mense langs jou, veral die 2 mense links en regs van jou. Jy weet hulle is daar, jy weet hulle is teenwoordig. Maar het jy al agtergekom wat gebeur as jy daai persoon se hand vat? Of as jy na daai persoon kyk? Ewe skielik is daar intensiteit. Daar's 'n bewustheid wat lig van hierdie persoon se teenwoordigheid. En ek dink dis wat die Hebreërs skrywer sê. Hy sê, Jesus is Here. Jesus is Heer, dis waarvoor hy die prys betaal het. Maar lig nou julle intensiteit.
Laat ons met vrymoedigheid na die troonkamer van God toe gaan. God is oral, maar lig jou intensiteit. Ek dink julle kan vanoggend almal saam met my praat. Daar's kere wat jy bid, en dan ewe skielik, weet jy net, hier's nou 'n ander bewustheid van God. As kere wat jy die Bybel lees, en dan ewe skielik, weet jy net, ek hoor nou God se stem, ek hoor hoe hy met my praat. Daar's kere wat ons saam worship, dan sing ons, maar ons sing nie net meer nie. Die intensiteit, die bewustheid lig nie. Daar's selfs kere wanneer ons gesels met mekaar oor die Here en in 'n oomblik lig die intensiteit. En is asof die Hebreërs skrywer dit vir ons wil sê. Hy sê, moenie hierdie vrymoedigheid prysgee nie, julle het dit nou. En dan sê nog saam met dit, daar's beloning in dit. En ek dink die beloning het iets te doen met hierdie awareness, hierdie bewustheid. En dit bring ons vanoggend by die Griekse woord. So dis nie 'n Ou Testamentiese woord nie, dis 'n Nuwe Testamentiese woord vir worship. En dis die woord proskuneo. En proskuneo beteken to lean towards someone. Dis soos om aan te vat. To lean towards someone with the intent of being intimate or being close or even of kissing. To lean towards someone with the intent of being close. En daarom is 'n lewe van vrymoedigheid, 'n lewe van worship, so belangrik in my en jou lewe. En ons weet worship is nie net liedjies sing nie, dis alles wat ons doen, dis ons gedagtes, dis hoe ons praat, dis hoe ons in verhouding ingaan, om God te worship, dis hoe ons Bybel lees, dis hoe ons bid. Nee, daarom is 'n lewe van worship so belangrik, want wat sê dit eintlik vir ons? Leaning forwards with the intent of being close. Die skrif praat van aangesig tot aangesig. Het jy al agtergekom wat gebeur as jy iemand, as jy die beeld ook sal sien vanoggend saam met my, as jy iemand se gesig teen jou gesig sou sien, ewe skielik kyk julle na dieselfde goed, soos wat die gesigte draai. Dis die uitnodiging, laat ons vrymoedig wees met dit, laat God se oë, aangesig tot aangesig, laat sy oë jou oë raak, die perspektief van jou lewe, His glory, my story. Daarom kan ons nie op hierdie vrymoedigheid prys gee nie. Het jy al agtergekom, baie keer loop mense minder vandag, seker in vandag se tyd, maar dit gebeur nog, mense is baie keer, veral wanneer hulle desperaat is die emosies op die gesig. Het jy al gedink, as jy van aangesig tot aangesig met God is jou emosies by hom, en hy kan jou bedien. Dink gou vanoggend daaraan, dat God raak die bron van jou emosionele welstand. As jou gesig teen iemand se gesig is, dan is jou oor naby. Jou oor is naby sy mond. Ewe skielik hoor jy hierdie stem wat jou lewe beïnvloed, en daarom is luister en hoor ook deel van ons worship, en ook deel van, laat ons nie prys gee op hierdie vrymoedigheid wat ons nou het nie, ons het dit, hy het dit gedoen. Jesus is Here, hierdie koning het dit gedoen, die magte wat ons weghou van dit af, het hy weggeneem. Jesus is Heer, laat ons nie prys gee op dit nie, sy stem beïnvloed ons lewe. En nou leef ek vanuit unbroken fellowship met God. Dis nie meer soos in Hebreërs 9, broken nie, on, af, but it's unbroken. Ek leef nie meer, en soos hierdie kan snap ons so groot ding. Ek leef nie meer vir sy teenwoordigheid nie. Ek leef in sy teenwoordigheid. Ek dink baie keer, en ek sê hierdie vanoggend met groot liefde en groot respek, kom ek agter dat mense is van die een event na die ander event, om goed te gaan beleef, om sy teenwoordigheid te gaan beleef, en dit is so, jy beleef dit daar, dis nou presies waar ons nou net gepraat het. Maar ek moet ook snap, my vertrekpunt van my lewe is, die openbaring van Jesus, Hebreërs 10 vers 35, laat ek nie prys gee op dit nie, Jesus is hier, ek leef in sy teenwoordigheid, en ek kan handvat, ek kan aangesig tot aangesig, ek word genooi vir dit. Volgende wil ek sommer vir jou iets eenvoudig wys.
Hierdie is baie, baie kleiner as wat dit moet wees. Baie kleiner as wat dit moet wees, maar as hierdie iets sou voorstel van die gordyn in die allerheiligste, was daar 'n oomblik gewees wat Jesus gesê, dis volbring. As 'n oomblik wat hierdie voorhang sal skeer. As 'n oomblik wat hierdie koning wat jou die pad vir jou gemaak het, die weg gemaak het, dit wat jou weggehou het van 'n lewe saam met hom. Hy wat alles wil vul met sy heerlikheid. Daar was 'n oomblik wat hy dit moontlik gemaak het. Jesus is hier, die gesalfde koning. Die koning is hier en ek leef in sy teenwoordigheid. Hebreërs skrywer roep ons, dit voel vir my ek kan hierdie nog 50 keer sê. Hy roep ons, hy sê moenie prys gee op dit nie. Moenie prys gee op dit nie. Moenie toelaat dat dinge rondom jou, dinge van die wêreld, ander stemme, wat dit ook al mag wees, jou op 'n plek bring waar jy dit prys gee nie. Dit sal hartseer wees, want hy het dit gedoen. Hy's hier langs jou, vat sy hand. Kyk in sy oë. Leef vanuit dit. So ons gaan vanoggend deelneem aan die nagmaal. En ons gaan vanoggend fees vier. Dis hoekom ons in Doxadeia ons dienste feesdienste noem. Ons vier elke Sondag fees oor hierdie koning wat Here is. En sy teenwoordigheid wat hy is. Ons gaan vanoggend fees vier oor dit, die nagmaal. Ons gaan die nagmaal gebruik vir dit, ook weer as 'n herinnering dat ons sy kinders is wat nou in sy teenwoordigheid leef. Maar vanoggend gaan die nagmaal ook vir jou 'n uitnodiging wees. As kom die skrif sê, doen dit so dikwels as wat jy kan. Die nagmaal gaan vanoggend ook vir jou uitnodiging wees om in sy teenwoordigheid te leef. Hand aan hand, aangesig tot aangesig, om vrymoedig te leef, om te leef met hierdie posture, lean forward, to be intimate, om die heeltyd in intimiteit met God te leef. Ons sê dit baie van hierdie kansel af, as God iets vir jou vra, as God iets vra, wil hy nie iets by jou hê nie, hy wil iets vir jou hê. Hy wil iets van jou hê nie, hy wil iets vir jou hê. Dis wat die Hebreërs skrywer die sê, moenie hierop prys gee nie, want daar's beloning in. His glory, our story. Sy heerlikheid, my lewensstorie. Volgens is hierdie woord, dis 'n sleutel. Dis 'n sleutel. Dis 'n sleutel wat iets aansit. Dis 'n sleutel wat iets aktiveer. Jy hoef nie te wag vir God se teenwoordigheid nie. Lean forward. Just lean forward. Dis daar, dis vir jou gedoen. En ek weet baie keer kom daar soveel dinge ons pad langs wat ons iets anders sê en dan kom die krag van die woord. Daarom sê Paulus die geloof kom deur die gehoor van die woord. Vanoggend hoor ons die woord. En vanoggend celebrate ons groot werk, die grootste werk, dit is volbring, wat Jesus vir my en jou gedoen het. Ek wil jou nooi om jou oë te sluit, voor ons nagmaal gaan gebruik. Ek weet nie waar as jy vanoggend in jou lewe nie, maar ek wil so 'n bietjie met jou net praat, in 'n minuut, oor die uitnodiging van hierdie woord. Miskien is jy vanoggend op 'n alright plek. Jy is op 'n alright plek, maar jy weet, Hebreërs 10 vers 35 is nou eintlik van toepassing op my, want ek word genooi om te leef in hierdie beloning, maar ek leef net nie daar nie. Maar ek is okay, maar ek leef nie daar nie. En volgende wil jy net ja sê vir dit. Miskien is jy vanoggend by 'n plek waar jy sê, Here, ek is oorlaai met emosies. Ek weet nie wat ek kan doen met dit nie. Ek het nie antwoorde nie. Dan nooi die Here jou vanoggend kom sit, jou gesig teen sy gesig, want jy mag.
Jy kan. Vanoggend is daar dalk omstandighede waarvoor jy nie antwoorde het nie. Jy weet nie meer hoe om daarna te kyk nie. Dan nooi jou, sê kom, engage met hierdie uitnodiging. Ek wil hê jy moet saam met my stap, saam met my wees, sodat jy deur my oë kan kyk en perspektief kan kry. Vanoggend sit jy dalk en jy sê, Here, ek het die stem nodig. Jy kan God se stem hoor. Begin by jou oor teen sy mond. Vanoggend is jy dalk net moeg. Dan kan jy op sy skoot klim. En hy kan jou vashou. Hy kan jou vasdruk. Almal wat moeg is, almal wat oorlaai is, kom na my toe. Ek sal rus gee. Kom leer by my. Ek is sagmoedig, ek is nederig van hart, sodat julle siele rus kan vind. Ek gaan dit 'n laaste keer sê, Hebreërs 10 vers 35. Ons kan nie prys gee op hierdie vrymoedigheid nie. Daar's beloning daarin, and Jesus is here. Ek gaan sommer hierdie oomblik gebruik vir oggend om dit te sê, as jy vandag gebed nodig het, net dat iemand saam met jou bid. Ons het 'n kapel hier aan die regterkant, julle linkerkant, daar gaan by daai deur in, daar's mense gereed om saam met jou te bid. Maar kom ons bid ook vanoggend hier, voor ons die nagmaal gebruik. Here, u liggaam was vir ons gebreek. U bloed het vir ons gevloei. Om vir ons weer, Here, dit moontlik te maak. U by ons en ons by u, ons in u en u in ons. Koning Jesus, die gesalfde koning, die een wat gesalf was deur God om te kom en sy eiendom terug te neem. Alles van sy eiendom, die mens, maar ook die skepping, ook God se plan met hemel en aarde, om dit terug te vat, dit te versoen met God, en alles weer te vul met die heerlikheid. Here, vanoggend by hierdie nagmaaltafel vier ons fees oor dit. Ons kom buig laag voor u. Ons buig laag, Here, soos in Openbaring 5, daar waar u die boekrol vat. En almal voor u neerval in worship, kom buig ons vanoggend in worship voor u, Here. Vir wie u is en wat u gedoen het. Maar vanoggend, Here, by die nagmaaltafel kom sê ons ook ja. In 2025, in hierdie moderne tyd waarin ons leef, Here, het die evangelie meer krag as ooit van tevore. Dis die enigste antwoord vir ons wêreld. Dis die enigste antwoord vir my lewensstorie, is in u teenwoordigheid. En ons sê vanoggend ja vir dit, Here. Amazing grace, how sweet the sound. How sweet the sound. Grace that saved us, that restored us, that glorified us. Ons aanbid die Here, ons loof u. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan vanoggend tyd gee om deel te neem aan die nagmaal, so aan die kante van die auditorium is elemente, ook hier voor, so julle is welkom om self te versprei, om elemente te kry. Ons gaan terug na ons sitplekke toe, en ons gebruik dit dan soos wat jy gereed is, op jou tyd.